Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons roep die Here aan in ons nood. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En dan antwoord ons Here ons. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. So hoor dit Sondag na Sondag dat ons roep die Here, hy antwoord ons en hy seën ons in sy antwoord. So maklik kan ons miskyk hoe ryk, hoe heerlik dit is wanneer hy ons antwoord deur te sê genade en vrede vir julle. Maar ons gaan nie dit vanoggend doen nie. Ons sien die diepte raak van die heerlikheid en die krag van sy seun, so laat ons hom dan loof. Ons roep die ganse skepping op in Psalm 95 en ons loof ons Here met vers 1 en vers 4. Gaan ook nou hartlik ons geloof bely voor mekaar, voor die wêreld en voor ons Here. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons Here antwoord ons dan nou deur sy wet. So wanneer ons luister na sy wet uit Eksodus 20, dan weet ons, is ons Here wat met ons praat en ons antwoord. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê,
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneer beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer die Here ons so antwoord, is die doel nie dat ons moet sit en probeer afmerk wat ons reg kry nie. Die doel van wanneer hy ons so antwoord is vir ons te sê, ons het ons verlossing buite onsself nodig in Christus. En dis dan waar ons dit kry. Ons wat glo in ons Here Jesus. So die wet, die Here gee vir ons sy wet om ons te stuur reguit na Christus toe. Laat ons dan sing daarvan, van sy genade wat ons in Christus kry, Psalm 103. En daarvan gaan ons vers 1 en 2 sing. Roep ons Here in gebed en direk daarna sing ons Psalm 119. Ons almagtige God, Hemelse Vader,
Dis vir ons 'n wonder dat ons so voor U mag kom. So vrymoedig. So gevul met blydskap en met rus. Want U is 'n vreeslike God, heilig, almagtig, vlekkeloos. En ons is so ver van dit af. En daarom prys ons U en sal ons U tot in ewigheid prys vir die genade wat U gee. Ja, U is 'n genadige God vir ons. Saam met Dawid kan ons sing, U sal nie vir ewig twis en nie vir ewig die toorn behou nie. U handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons oortredinge nie. Want so hoog soos die hemel is bo die aarde, so geweldig is U goedertierenheid oor die wat U vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder U ons sondes van ons. Ja, ons prys U vir wie U vir ons is. Veral wanneer ons so luister na U wet, want ons sien daarin hoe groot ons ellende is, ons moeilikheid. En dan sien ons ook die absolute grootheid van U genade. Ons prys U daarvoor. Vader, dankie dat U ons saamroep hier vanoggend. Dit is 'n heerlike troos en 'n waarheid om te weet dat ons kom nie saam uit ons eie willigheid uit nie. Ons kom saam met U roep ons. Vader, wil U ons dan seën vanoggend sodat wanneer ons sing, nie net ons monde nie, maar ook ons harte U mag loof. Vul ons met U Gees. Wanneer ons luister na U woord, vul ons dan met U woord en met U Gees. Werk tog in ons, vorm ons, bou ons, vermaan ons en genees ons. En Vader, maak ons oë oop dat ons verstaan wat U sê en ons harte sag, dat ons dit sal liefkry. En Vader, in hierdie blydskap wat ons voor U het vanoggend, kom ons ook met seer en droefheid voor U oor ons geliefdes wat swaar kry. U ken elkeen van hulle. U weet watter beker U vir elkeen van U kinders beskik. En daarom dra ons hulle so op aan U. Wees hulle naby, maak hulle sterk, mag hulle versadig word in U. Nou mag hulle vreugde in U vind wat alles oortref wat hierdie wêreld kan bied en wat hierdie wêreld kan neem. Nou Vader, ons bid, gee uitkoms as U wil, op U tyd. En solank as wat U die verdrukking en die beproewing beskik, wil U krag gee en nabyheid. Ons prys U dat ons weet, ons vra dit nie met onsekerheid nie. Ons vra dit op grond van U wat beloof dat U dit sal gee. So ook prys ons U dan daarvoor. Hoor dan ons gebed, net omdat ons dit voor U bring, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So vanoggend begin
om saam deur die boek van 1 Petrus te werk. So vir die volgende paar weke sal ons met 'n reeks telkens kyk na die boek van 1 Petrus. So blaai saam met my na 1 Petrus 1. Terwyl jy daarin blaai, is dit belangrik om iets te weet van die konteks van wat aangaan hierso, wie Petrus is, aan wie hy skryf, wat die omstandighede is, en dat ons deurlopend dan, terwyl ons deur die boek werk, daai as agtergrond kan hê van wat aangaan in die gemeentes. Nou Petrus skryf hierdie brief in 'n tyd waar Christene baie vervolg was. 'n Tyd waar dit moeilik was om 'n Christen te wees en te bly. Waar dit baie maklik was om net op plekke ten minste op te gee, jy geloof te laat vaar. Die Romeine het regeer, so die owerheid het druk toegepas op die Christene, want jy moes die keiser aanbid. Jy hoef hom nie te aanbid soos wat jy God aanbid nie, jy hoef nie net die keiser te aanbid nie, jy kan jou gode aanbid, maar jy moet ten minste sê die keiser is Here. Probleem vir ons, vir die Christene, nou is net een Here. En daar was ook baie afgode, afgodsdienaars, so die samelewing dien die afgode. Elke god het mag en elke god laat goeders gebeur, glo hulle. Nou jy kan een kies wie jy meer aanbid as die ander, solank jy net die godedom erken. As jy nie doen nie, gebeur daar slegte dinge. Ongelukke, tragedie, natuurrampe. Nou kan jy indink vir die Christene, hulle is van die enigste groepe wat sê daar's een God, een Here, al julle afgode is maar stof. Wanneer daar 'n natuurramp gebeur, wanneer daar 'n hongersnood kom, wanneer daar ongelukke gebeur, dan kan jy dink na wie die vinger gewys gaan word. En so kan nog baie genoem word oor die vervolging en die verdrukking. Van al die verskillende kante af, op al die verskillende maniere. Maar een ding wat jy kan weet, dit was moeilik om getrou vas te hou aan Christus in hierdie tyd. Maar iets wat jy dan sal oplet, soos wat ons deur hierdie boek werk, en dit is besonders wanneer jy dit raak sien. Petrus praat nie so baie van vervolging nie. Hy praat daarvan, hy noem dit en hy gee bemoediging en vermaning oor die vervolging, maar hy praat nie so baie van vervolging nie, en hy praat nie so baie van die vervolgers nie. Waarvan praat hy? Hy praat van Christus, deurlopend. Wat ek vir jou moet sê is dat, selfs onder die moeilikste tye, of het nou vervolging en of het nou persoonlike ellende, so siekte, of ongeluk of armoede is, daar is niks wat vir jou enigiets bied soos wat Christus doen nie. Hy is die fokus. Hy is die kern. By hom is wat jy nodig het. En daarom Petrus in hierdie brief rig hy heeltyd homself op Christus en ons verhouding met hom. Daarom is hierdie woorde vir ons so kosbaar. Ons is dalk nie in presies dieselfde situasie as wat die gemeentes was waarin Petrus hier geskryf het nie. Maar hoe kosbaar is dit wanneer hy so van Christus praat, wanneer hy hom verheerlik, wanneer hy verduidelik en verkondig en verklaar wie ons Here Jesus is. Ons luister dan vanoggend saam na 1 Petrus 1. Ons gaan luister vers 1 tot vers 12 en dan gaan ons vanoggend fokus op die eerste 2 verse, vers 1 en 2. 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot vers 12. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel. Al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word,
bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Tot sover. So vir die volgende paar weke gaan ons stil staan by hierdie 12 verse, maar vanoggend vers 1 tot 2. Kyk saam met my na vers 1, Petrus 'n apostel. Nou ons ken vir Petrus, hy was een van Jesus se eerste disippels, 'n eenvoudige Joodse visserman. Nie 'n geleerde nie 'n predikant nie, of 'n prediker nie 'n evangelis nie 'n hoogs vrome godsdienstige man nie, 'n eenvoudige visserman. 'n man na wie Jesus gekom het terwyl hy besig was om sy nette reg te maak, het vir hom gesê, kom, volg my. En hy en sy broer Andreas los hulle nette dadelik, en hulle volg ons Here. Nou hoor ons baie dinge van Petrus, is 'n bekende figuur in die Bybel. Hy loop op die see na Jesus toe, hy word bang, hy begin sink, en Jesus vermaan hom vir sy klein geloof. Jesus vat net vir Petrus, Jakobus en Johannes, vat hy saam, op die berg, waar hy van gedaante verander, waar hy verheerlik word en met Moses en Elia praat. So hy het besonderse dinge gesien. Elke keer as Jesus iets vir sy disippels vra, is dit Petrus wat antwoord. Hy was heeltyd voorop. Wanneer Jesus sy disippels se voete was, dan is dit Petrus wat nie gewas wil word nie. Die aand voor die kruisiging, toe Jesus sê, hulle saam met hom moet bid, Petrus saam met die res aan die slaap geraak. Hy kap die soldaat se oor af, toe hulle Jesus gevange wou neem. Hy hardloop voor Johannes uit op pad graf, toe hy hoor Jesus het opgestaan. Hy reis rond, hy preek, hy stig kerke, hy sien hoe ons Here opvaar na die hemel. En die bekendste van sy lewe is natuurlik sy grootste laagtepunt, waar hy 3 keer, selfs met gevloek, ons Here Jesus ontken. Maar hy sê, hy ken hom nie. Petrus is 'n belangrike man, 'n man met baie hoogte en laagtepunte, 'n man wie jy vir verskriklik lank in die Bybel kan ondersoek, baie seën, baie swakhede, maar nou, wanneer hy hierso skryf, dan verdwyn hy. Dis nie Petrus wat praat nie. Hoor vers 1, Petrus 'n apostel, en daarmee sê hy, dis nie meer ek wat nou praat nie, hier is nie my gedagtes, my oordeel, my denke oor God nie. Petrus 'n apostel. Apostel beteken gestuur. Dit wat hy sê is nie sy eie nie. En wie stuur hom? Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. So wat beteken dit vir jou vir die volgende paar weke? Wanneer ons hierdie woorde gaan bestudeer, stukkie vir stukkie deurgaan, deurgrou, deurwerk, deurworstel. Wat beteken dit dan wat Petrus hier vir jou sê? Petrus 'n apostel van Jesus Christus. Beteken dit is God, die Almagtige, jou Here wat praat. Dis nie Petrus nie. Dis nie 'n klomp mense wat besluit het hierdie brief gaan ons hier opneem nie. Dis die Almagtige God self, Jesus Christus, wat aan die woord is. Wonder hoe baie besef ons hierdie. So maklik ignoreer ons, wanneer iemand ons vermaan, of ons teregwys, of enigiets vir ons sê uit die Bybel uit, ons kan so maklik dit ignoreer en sê, ja, dis net jou interpretasie. Asof die Bybel een of ander gedig is, wat ons elkeen maar kan interpreteer. So maklik gaan ons met ons lewens aan, partykeer dae, weke, maande, jare, sonder om onsself te verdiep, te verlustig in hierdie boek, in die Bybel. So baie sê, hulle wil van God hoor, hulle wil God ken, hulle wil nader aan hom lewe, maar die Bybel het maar 'n klein plek in hulle lewe.
Dis wat jy moet sien, wanneer Petrus sê, Petrus, apostel van Jesus Christus, dis sy woorde hierso, ignoreer die Bybel en jy ignoreer God. Dis nie Petrus wat praat nie, dis nie sy woorde nie, maar ons Here self sin. En hoe kosbaar dan? In 'n sin moet ons vermaan voel, ons moet voel, ek doen nie genoeg moeite met hierdie boek nie. Maar in 'n sin ook verbly. As ek die Almagtige se stem wil hoor, dis so eenvoudig. Ek gaan grou hier. Ek hoor hom, ek sien hom wat praat. Dan sê Petrus in vers 1, Petrus apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God, die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Christus. Nou, dit is so belangrik om te sien, die heel eerste ding, wat ons Here Jesus Christus deur Petrus, vir ons wil sê, vir sy gelowiges wil sê, is hy wil hulle let op hulle uitverkiesing. Op hy wat uitverkies. Dit is opmerklik om te sien. En die uitverkiesing is beslis een van die moeilikste leerstellings van die Bybel. Dit is definitief een van die waar die meeste verskil word, waar die meeste verwerp word. Die uitverkiesingsleer sê, indien jy in Jesus Christus glo, as jou koning en jou verlosser, is dit omdat God jou van ewigheid af uitverkies het, uit hierdie wêreld uit, besluit het op jou, dat hy eendag vir jou die geloof wat jy het, wat jou bring tot saligheid, dat hy daai geloof vir jou gaan gee. Hy het nie gekyk vooruit in die toekoms in, na wie sal hom aanvaar en wie nie, as hy die evangelie gelyk vir almal uithou, en op grond daarvan het hy toe uitverkies, hy het nie dit gedoen nie. Hy het vanuit sy eie vrye, soewereine wil besluit. Watter van die mense gaan hy vat, uitsonder, uitlig, vir hom vat, geloof gee en red. Wat onderskei jou dan van die res van die wêreld wat in ongeloof verlore gaan? Nie jou besluit om te glo nie, maar God wat jou uitverkies het. En hy wat dan aan jou die geloof gee. Nou vandag is dit so dat die absolute meerderheid van die kerke verwerp hierdie. Absolute meerderheid. Meeste mense, Christene vandag, weet nie eers wat die uitverkiesingsleer is nie. Jy vra vir hulle, wat dink jy van die uitverkiesing? Wat glo jy daar rondom? En jy weet nie, wat is dit nie? En sodra jy dit vir hulle verduidelik, dan verwerp hulle dit sommer vinnig en ywerig. En so maak ons die uitverkiesing ongelukkige lelike ding. 'n Swaar ding. Iets waar baklei en gestry moet word. Maar wat jy moet sien in die uitverkiesing, dis so kosbaar. Daar is soveel heerlikheid en krag en troos van ons Here daarin, dat die eerste ding wat sy gelowiges oplet, wanneer hy met hulle praat, is die uitverkiesing. Hy rig hulle na hulle uitverkiesing toe. Die soetheid, die troos, die bemoediging, die hulp om te volhard in jou verhouding met God, wat die wete van jou uitverkiesing jou gee, is vir ons 'n kosbare skat. Dit moet wees. So kyk dan saam met my nou na 3 aspekte of lesse of 3 kosbarehede wat die Here vir ons hier leer oor ons uitverkiesing. Saam met my na vers 1 tot 2. Soos aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God. Nou in die oorspronklike taal, waarin hierdie brief geskryf is in die Grieks, staan hierdie uitverkore, hierdie woord in vers 2 uitverkore, dit staan nie eers in vers 2 nie. Dit staan in vers 1. Die Grieks lees uitverkore vreemdelinge. Mens sien dit mooi in die 83 vertaling. Hierso vertaal hy dit goed. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. So, die eerste ding wat die Here ons leer is, ons is uitverkies as vreemdelinge. Om vreemdelinge te wees. So, wat maak ons dan van hierdie gedeelte?
vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië. Wat is hierdie verstrooiing daar? So, ons weet Petrus was hoofsaaklik die apostel vir die Jode. Paulus sê dit vir ons in Galasiërs. Paulus is hoofsaaklik sy werk, sy skrywe, hoofsaaklik die apostel teenoor die heidene, en Petrus hoofsaaklik die apostel teenoor die Jode. Nou die Jode se vaderland was Israel, was die beloofde land, en enige Jood wat nie daar gewoon het nie, was gesien as in die verstrooiing, buite sy vaderland, en dis 'n vreemdeling. Nou weens die vervolging wat in hierdie tyd aan die gang was, moes baie Jode vlug na dorpies en stede, soos hierdie wat genoem word in ons teks. So, dink jouself in, daar's 'n Jood, 'n Joodse man, 'n Joodse gesinnetjie, hulle sit hierso in Pontus, dis al hierdie is streke of dorpies van Turkye, hulle sit daar, hulle is nie in hulle vaderland nie, hulle is vreemdelinge waar hulle is, in 'n fisiese sin, hulle is letterlik vreemdelinge, hulle lyk nie soos die mense rondom hulle nie, hulle klere is nie dieselfde nie, hulle taal is nie dieselfde nie, hulle God is nie dieselfde nie, hulle gebruike, gewoontes, waardes, alles verskil. Die samelewing wat hierdie Jode wat tussen hulle is sien dadelik hierdie is nie dieselfde mense as ons nie, as iets anders aan hulle. Hulle is vreemd. Nou, wat so besonders is wat jy dan hierso sien, so daar's fisiese Jode wat vreemdelinge is, maar hierdie gemeentes aan wie Petrus skryf, is nie net Jode nie. Hulle is ook mense wat groot geword het in hierdie stede, wat nie vreemdeling is nie, wat daar is. En dan sê Petrus aan hulle, hy skryf aan die gemeente, dan sê hy vir hulle almal, vreemdelinge, uitverkore vreemdelinge. Dis sê Petrus, nie net die Jode wat hier tussen julle woon, wat nie in Israel is nie net hulle is vreemdelinge nie, julle is almal vreemdelinge, al het jy net hier groot geword, al is jy nog altyd hier. Jy is uitverkies deur God om 'n vreemdeling in die wêreld te wees. Jy moet dit hoor. Jy het hierdie hinkering. Ons het dit, dat ons heeltyd net wil inpas. Ons wil nie uitstaan nie, uitgedruk word nie. Ons wil nie kwesbaar wees om na 'n vinger na gewys te word nie. Ons wil inpas, ons wil wegraak in die skare. En daarvoor gee ons so maklik, so baie van ons geloof op. So baie van dit wat die Here ons maak. Maar hier sê hy het jou uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld af. Het hy na jou gekyk en gesê, jy gaan vreemd wees in hierdie wêreld. Ek maak jou tuiste, jou vaderland, jou burgerskap, jou koninkryk maak ek op 'n ander plek. In die hemele by my. Jy is nie deel van hierdie wêreld nie, jy is 'n vreemdeling hier. So dan leer Petrus, jy moenie by die wêreld probeer inpas nie. En moenie verbaas wees as die wêreld jou dan verstoot nie. Sal jou wil gelyk maak met hulle nie. Moenie, ons hoor dinge in die skrif, soos byvoorbeeld Johannes wat skryf, dat moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. Paulus wat sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, dis waarom? Want jy is uitverkies as 'n vreemdeling, om aan God te behoort op 'n manier wat hierdie wêreld nie doen nie. Hoe besonder is dit? Gekies, sonder dat jy enige iets gedoen het, om te behoort aan God op 'n manier wat die wêreld nie doen nie. Nou wat beteken dit prakties vir jou? Wat beteken dit prakties elke dag vir jou om so 'n vreemdeling te wees? Ons oneindig dinge wat ons kan doen. Maar dink net aan 'n paar dinge. Jou lewe gaan nie meer oor geld maak, oor gesag verwerf, om so gelukkig en tevrede in hierdie wêreld te wees met besittings as moontlik nie. Jou koninkrykie hier op aarde te bou. Jy hoort nie hier nie. Jy's 'n vreemdeling. Dis nie meer waar jou lewe gaan nie. Jou hoop, jou skat, die belangrikste dinge in jou lewe is nie meer van hierdie wêreld nie. Dit lyk nie meer soos die wêreld se nie. Jy gaan jou geld anders gebruik. Jy gaan jou tyd anders spandeer. Met jou medemens gaan jy anders werk. Jou besigheid gaan jy anders bestuur. Jou mond gaan jy anders gebruik.
Sondag is nie meer soos vir die res van die wêreld jou dag van laat slaap en heeldag televisie kyk nie. Dis die dag wat jy saam met jou geliefdes voor die Here kom en hom aanbid, vreemd vir die wêreld wat niks tyd met God wil spandeer nie. Jou oggende is nie meer net vir regmaak vir die dag, vir nuus lees, vir dink oor die werk en voorberei nie. Jou oggende het heilige tyd geword, waarin jy drink by God. Vreemd vir 'n wêreld wie die oggende net as die begin van nog 'n dag beskou, totaal en al los van God af. Jou etenstye is nie meer 10 minute wat jy voor die televisie sit net om die kos in te kry en dan aan te gaan met jou lewe nie. Nee, dit is nou die tyd om saam met jou gesin God te aanbid, te leer van hom, te wandel saam met hom as 'n gesin. Vreemd en onnodig vir die wêreld wat God nie ken nie. Die mense met wie jy wil tyd spandeer, wie jou kosbaarste mense is, by wie jy heeltyd wil wees, dit is nie meer die rykes, die magtiges, die invloedrykes, die gewildes nie, die mense by wie jy ietsie kan kry nie. Dit het verander, jy is vreemd, die wêreld soek hulle. Maar jy vreemdeling, jy soek jou geliefdes, jou broers en susters in die geloof, hulle wie in God se oë kosbaar is, hulle wat dieselfde skat het as jy. Hulle word jou vreugde. Jy is uitverkies om vreemd te wees in hierdie wêreld, omdat jy 'n ander koning het, omdat jy 'n ander tuiste, 'n ander hoop, 'n ander skat het as hierdie wêreld. So baie beroem hulle self op hulle toewyding aan Christus. Hy is ons koning. Maar hulle tyd in sy woord lyk presies soos die wêreld se. Hulle spandeer hulle tyd en hang nog steeds uit op dieselfde plekke en doen dieselfde goed as die res van die wêreld. Hulle praat dieselfde taal van vloek en afguns en kla en skinder. Jy moet vrees om hierdie wêreld jou tuiste te maak. Want een ding wat jy kan weet, hierdie wêreld gaan probeer om jou in te lok en te sê, word gemaklik in my. Maak my jou tuiste, maak my jou koninkryk. As jy glo in Christus as jou koning en verlosser, is dit omdat jy uitverkies is om 'n vreemdeling te wees op hierdie aarde. Nommer 2. Ons is uitverkies volgens die voorkennis van God. So die eerste ding wat ons hier leer is ons uitverkies as vreemdelinge. Tweede ding, ons is uitverkies volgens die voorkennis van God. Kyk saam met my na vers 2. So ons is vers 1 vreemdelinge, vers 2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Nou ongelukkig gebruik die mense wat die uitverkiesing, die soet, heerlike leer van die uitverkiesing verwerp, hierdie vers baie keer om dit te doen. Hulle sal sê, ja, ons is uitverkies, God kies uit, maar kyk, op grond waarvan kies hy uit? Voorkennis. En daarmee sê hulle dan goed, wat God doen is, hy kyk af in die gange van tyd. En hy sien raak, as hy die evangelie aanbied aan die ganse wêreld, wie sal hom kies? Wie sal reg kies uit hulle eie vrye wil uit, en wie sal nie reg kies nie? En dan op grond daarvan, omdat hy dit weet, kies hy dan die uit, wat hy weet reg gaan kies eendag. Nou, waarom dink ons so maklik dis wat voorkennis beteken? Want voorkennis is nie 'n algemene woord nie. Waar gebruik ons die woord voorkennis? Dis 'n vreemde woord. Maar dis hoe ons as mense werk, is ons neem so maklik net aan ons weet wat aangaan. Ons hoor 'n woord soos voorkennis en sê, goed, dis wat dit beteken. En dis dan die argument. Die fout wat mense maak is om net aan te neem dat hulle weet wat voorkennis beteken, sonder om werklik die betekenis van die woord te ken. So voorkennis beteken God weet wie gaan hom kies en nie kies nie, so dan kies hy op grond daarvan. Dit klink reg, dit maak sin, dit moet waar wees. Maar oorweeg 2 redes waarom hierdie vers nie sê dat God uitverkies op grond van wie hy weet hom eendag gaan kies nie. Vers sê nie dit nie, oorweeg 2 redes. Nommer 1, indien God se uitverkiesing bepaal word deur sy wete van wie hom gaan kies eendag
en dit is waar sy besluit op gegrond is, dan beteken die uitverkiesing niks. Dan is daar geen uitverkiesing by God nie. Dan beteken hierdie woord wat die Bybel gebruik niks, dan is dit onnodig. Indien die finale bepalende besluit van wie glo en wie word gered en wie nie, by elke mens persoonlik lê, die finale besluit, dan is daar geen uitverkiesing van God se kant af nie. Maar hoor dan ons Here Jesus in Johannes 15. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Nou, indien voorkennis hier beteken, dat God uitverkies op grond van wie hy weet hom eendag sal kies, dan sê Jesus eintlik hier, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, omdat ek geweet het julle sou my eendag uitverkies. Dan maak ons die woord onlogies. Dan is besig met 'n spottery, dit maak nie sin nie. Dit is die eerste ding. Die tweede ding, indien mense wil weet wat so 'n unieke woord soos hierdie beteken, voorkennis, wat doen jy? Jy gaan nie dit sit as jy lank genoeg dink en uitwerk nie. So as jy wil weet, wat beteken dit dat God volgens sy voorkennis uitverkies? Wat doen jy om dit uit te vind? Jy gaan kyk na hoe anders gebruik die Bybel, die Here self, hierdie woord voorkennis. Jy gaan kyk na waar anders gebruik hy dit in die res van die Bybel. Want dan kan jy 'n bietjie duideliker sien, wat bedoel hy met hierdie woord? Ons baie voorbeelde, net om 'n paar te net later in dieselfde brief, 1 Petrus 1 vers 20, nou hoor ons die woorde, wanneer hy van Christus praat, Christus, wat wel vooruit geken is, selfde woord, voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. So dan moet jy jouself vra, goed, sê Petrus hier net gewoon, dat God voor die tyd geweet het, Jesus gaan gekruisig word. Jesus en sy offer, God het dit geweet voor die tyd. Natuurlik het hy. Eerder wat Petrus hier sê, is dat Christus en sy kruisiging is van voor die grondlegging van die wêreld af, van ewigheid af, nie deur God van geweet nie, maar beskik en bestem. Dis wat voorkennis beteken. Sien dit in Handelinge 2, want dit is die volgende plek. Petrus preek in Handelinge, en dan sê hy oor Jesus, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose mense geneem en gekruisig. So wat beteken die voorkennis van God dan? Dis nie net om iets te weet voor die tyd nie. Voorkennis beteken sy bepalende, beskikkende wil, besluit van God. En wat beteken dit dan vir ons dat ons uitverkies is volgens die voorkennis van God? Niks minder as dat hy voor die grondlegging van die wêreld af, sonder om te kyk na hoe ons gaan antwoord, voor ons goed of kwaad gedoen het, vanuit sy eie almagtige, soewereine wil, besluit het om ons uit te verkies, en die geloof aan ons te gee, sodat ons aan hom sal behoort. Of soos wat Efesiërs sê, Paulus in Efesiërs 1, soos hy hom in ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Hoekom sê hy dit? Hoekom is dit belangrik vir jou om te weet, jy is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld af? Sodat jy nie dink, dis op grond van jy wat reg gaan besluit of iets reg gaan doen nie. Voor alles gemaak is, het God voor die grondlegging van die wêreld af besluit, uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis die tweede ding, wat ons Here ons hier leer van die uitverkiesing is, die heerlike, troostryke waarheid, dat, want die vraag is, wat doen jy met dit? Hoekom moet ons hierdie weet? Hoekom wil die Here hê ons moet van die uitverkiesing weet? Die rede is dit, dat wanneer jy glo in Christus, jy kyk na jou hart, kyk na die skrif, jy glo in hom as jou koning en verlosser, en omdat jy glo, het jy die ewige lewe, dis God se belofte, jy kyk daarna, en dan sien jy raak met wat die Bybel oor die uitverkiesing leer, dis nie, ek het nie reg besluit omdat ek 'n bietjie slimmer is as die ander mense nie. Ek het nie hierdie regte besluit gemaak terwyl my buurman verkeerd besluit het, omdat ek 'n bietjie wyser is nie. Daar's niks in my wat gemaak het dat ek hierdie besluit maak nie. Die Here het dit in my geplaas.
Hy het dit beskik. O sy genade, genade, suiwer genade alleen. Elke druppel van my verlossing is genade. Selfs om die aanbod van verlossing te vat, ek wat dit vat, is hy wat dit vir my gee om te vat. O, loof en prys hom vir sy genade. En nommer 3, ons is uitverkore tot gehoorsaamheid en verlossing. Goed, so ons weet nou, dat God ons vanuit sy eie onverstaanbare, geheime, soewereine wil uitverkies het, om aan hom te behoort, en dat het ons vreemdeling in die wêreld maak. Maar wat doen dit nou? Waarvoor is ons uitverkies? Wat kan jy verwag is die gevolg daarvan, as jy uitverkies is? Ek som met my weer na vers 2. Uitverkies volgens die voorkennis van God, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Nou, dit is so belangrik om te sien, want as ons dink aan uitverkiesing, waaraan dink ons altyd? Uitverkies tot ewige lewe, tot saligheid. Hoor wat sê Petrus? Ja, ewige lewe, saligheid, ons gaan dit sien by die bloed van Christus, maar ook uitverkies in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid. Nou, indien God jou uitverkies het, van ewigheid af, hoe speel dit uit prakties, werklik in jou lewe? Eerste ding, hy gee vir jou sy Heilige Gees om in jou te woon. In jou te woon, in jou te werk, jou hart sag te maak, jou oë oop te maak, jou verstand oop te sluit vir wie hy is. Dis wat hy doen, hy stuur sy Heilige Gees om in jou te woon. En as die Heilige Gees in jou woon, maak hy jou heilig. As die Heilige Gees in jou woon, maak hy jou heilig. Sken dit. Daar waar God se teenwoordigheid is, daar is heiligheid. Ons dink aan Jakob. Ons dink aan hom wat 'n droom, God verskyn aan hom in 'n droom. Hy word wakker en sê, hoe vreeslik is hierdie plek, en hy noem dit Bethel, huis van God. God verskyn aan Moses in 'n brandende bos, en wat gebeur? Grond word heilig, hy moet sy skoene uittrek. Ons hoor die ark van die Here, dis sy troon, dit verteenwoordig sy teenwoordigheid. Dit word in die tabernakel en toe in die tempel gestel 'n vertrek. Wat word daai vertrek genoem? Die allerheiligste. En net die hoofpriester mag 1 keer 'n jaar op bevel van God daarin gaan. So maak die Heilige Gees die wie hy bewoon heilig. Want dis wat God se teenwoordigheid doen in die mens, is dit maak ons heilig. En dit lei dan tot gehoorsaamheid, 'n heilige lewe. En dit is so belangrik dat jy sien hierdie, veral vir julle wat die uitverkiesingsleer ken, wat dit glo, wat troos daaruit vind, wat dit lief het. Dit is belangrik dat jy sien, uitverkies in heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid. Laat niemand durf homself mislei deur te sê, ek is uitverkies, ek gaan hemel toe, maar dan lewe hy sonder 'n druppel heiligheid. Dis 'n dodelike, ewig gevaarlike misbruik van wat God oor die uitverkiesing leer. En hy sê, ek kan nou maar lewe soos wat ek wil, ek is mos uitverkies. As jy uitverkies is, gee God sy Gees aan jou. Sy Gees bring heiligheid, in die heiligmaking van die Gees. Die wat hy uitverkies het hy uitverkies in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. Jy is uitverkies in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid, of jy is nie uitverkies nie. So eenvoudig soos dit. Daar is nie iets soos 'n uitverkorene wat goddeloos en onheilig lewe nie. Hy wat homself troos oor sy uitverkiesing, maar in onheiligheid voortleef. Hy mislei homself met 'n leuen, troos homself met 'n leuen. Ander gevaar wat ons maak wanneer ons so praat oor die uitverkiesing is om te dink, goed, dan is ek seker nie uitverkies nie. As die uitverkorenes heilig lewe, as die Gees in hulle woon en heiligheid in hulle lewe bewerk, dan is ek verseker nie uitverkies nie. Dan kan ek maar opgee.
Die bietjie tyd wat ek oor het in sonde en smet probeer geniet. Help nie as ek probeer nie. Maar let op die teks. Vers 2. Uitverkore volgens die voorkennis van God in die heiligmaking van gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Dink aan die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy sterf aan die kruis, hy stort sy bloed. Waarom doen hy dit? Omdat die uitverkorenes sonde het. Omdat die uitverkorenes gereeld in onheiligheid val. Hy doen dit om ons sondes af te was. Daar aan die kruis sterf Jesus, hy hang. Hy neem die hel wat al die uitverkorenes, al die gelowiges moes kry, neem hy op homself. En God straf hom, liggaam en siel met die ewige hel, sodat hy nie die gelowiges hoef te straf nie. Sodat ons, wanneer ons sterf, voor God kan staan, asof ons nooit enige sonde gehad het of gedoen het nie. Dit is wat besprenkeling met die bloed van Jesus Christus aan jou siel doen. Was jou siel skoon. Dit maak dat al is jou sonde en jou smet, berge en berge en berge, en dit besprinkel word, gereinig word, met die bloed van Jesus Christus. Wanneer jy glo in hom, dan vat hy dit, hy neem dit op homself, en hy word gestraf daarvoor, dat daar niks vir jou oorbly nie. Nie vir wat jy gedoen het, nou doen, of gaan doen nie. Dat jy skoon is. So wat sê dit vir jou? Die uitverkorenes is nie sondeloos nie. Dis waarom Christus vir hulle gesterf het. Juis omdat ons nie sondeloos is nie, maar gewas moet word. Jy moet sien, ons ook nie 'n sekere vlak van heiligheid wat jy moet hê, of sekere goeders wat jy moet doen om uitverkore te word nie. As jy glo in die Here Jesus Christus, is jy uitverkies. Dis al waarom jy glo. Jy sou nie kon glo as hy jou nie voor die grondlegging van die wêreld af bestem het om te glo nie. As jy uitverkies is, gaan jy ook hemel toe op grond van een ding en net een ding. Dit is die bloed van ons Here Jesus Christus. Niks anders nie. Nie jou heilige lewe nie. Nie die heiligheid wat die Gees dan in jou maak nie. Nie jou gehoorsaamheid nie. Jy gaan hemel toe op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus. Die besprenkeling met sy bloed. En dit is alrede. Christus en net hy. Maar die wat God uitverkies het, sal ook deur sy Gees heilig gemaak word. So wat dan prakties te doen? As ons nou hierdie sien, wat doen ons dan nou? Hoe lewe ons nou vanmiddag? Môre, volgende week? Met die wete dat ek het geloof en ek glo in Christus, omdat God my van ewigheid af uitverkies het. En omdat hy my uitverkies het, hy het my nie net uitverkies om enig hemel toe te gaan nie, hy het my ook uitverkies om 'n vreemdeling op aarde te wees, en om heilig gemaak te word deur sy Gees. Wat doen ons dan nou met dit? Prakties. Ons lewe in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. Ons lewe as vreemdelinge in hierdie wêreld. Volhard daarin. Ons let op onsself. Dat ons nie word soos hierdie wêreld nie. Dat ons meer en meer word wat ons is, dis vreemdelinge, wat nie hier hoort nie. Jy kan dink aan die beeld van 'n pelgrim, jy moet dink so aan jou lewe. Jy is tans in die woestyn op pad na jou tuiste toe, na jou vaderland toe, na jou koninkryk toe. Moenie sandkastele probeer bou hier nie. Dis droog, dis warm, vergaan net so. So lewe in die altyd blywende wete van jou vreemdelingskap. Volhard in die Gees wat jou heilig maak. Strewe na die heiligheid wat hy in jou bewerk. En moenie so lewe, moenie op hierdie manier lewe, sodat jy uitverkies mag wees, of sodat jy verlos mag word nie. Doen dit omdat jy reeds is. Want die res van die brief wat ons nou sal sien, in die volgende paar weke is, baie opdragte, vermanings, tot heiligmaking, oproepe tot gehoorsaamheid, tot volharding. En as dit so nodig om hier te begin,
Om nie te dink, ek moet hierdie dinge waartoe God my oproep so goed as moontlik probeer doen, sodat hy my dalk red nie. Ek moet dit doen, omdat ek reeds gered is. Omdat ek glo, en ek glo omdat ek uitverkore is deur God van ewigheid af. Daarom wil ek volhard in die heiligmaking van die Gees. Uitgekies om 'n vreemdeling te wees, aan 'n ander koninkryk te behoort, om heilig te lewe en om deur die bloed van Jesus gewas te word, vir elke keer wat jy dit nie reg kry nie, vir elke keer wat jy dit nie gaan reg kry, die volgende tyd nie, dan is die bloed en die besprenkeling van die bloed van ons Here Jesus Christus daar, om jou weer en weer te reinig, sodat jy weer en weer kan aangaan met volharding en strewe na gehoorsaamheid. Dan met die uitverkiesing sê ons aan hom die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U word as oneindig hoog verheerlik en U wys U self as die genadige, kragtige, heerlike God deur hoe U werk in U uitverkiesing. Ons prys U dat daar geen roem is vir ons nie. Ons prys U dat daar geen gronde is vir ons om te roem nie. Dat ons alle eer, alle erkenning, alle prys aan U kan gee en U alleen. U wat ons verlossing bewerk van begin tot einde. U is 'n goeie en genadige God, 'n wyse God, almagtig en soewerein. Ons prys U vir wie U is. Dankie Vader dat U Gees aan ons gee, dat U ons ook roep om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie, maar om verander te word. Dankie dat U daardie verandering in ons werk, deur die Gees, kragtig. Ons kan dit sien. Ons lewe is nog stikkend. Ons lewe is nog gebroken, daar is nog baie sonde in ons. Maar ons kan sien, U is besig met ons te werk. So ons prys U daarvoor, dat U ons meer en meer maak wat ons is, dat ons ook die vreugde van U weer kan ken. Die soetheid van gehoorsaamheid meer en meer mag proe. Ons prys U en ons dank U vir alles wie U vir ons is, wat U vir ons gee in ons Here Jesus Christus. Ons sien uit na die dag wat ons U onverhinderd kan loof en prys. Onverhinderd deur die swakheid van ons vlees, deur die sonde, deur ons moegheid. Ja, dat ons U vir ewig kan loof en prys, kan erken, kan sien, kan geniet vir wie U vir ons is in Christus. Vader, saam met die gelowiges oor alle eeue, roep en sing ons aan U behoort die krag en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons weer vir ons Here sal sing, ons gaan van Psalm 33 sing, en in Psalm 33 sing ons van die skoonheid en die heerlikheid van wat die Here vir ons leer, onder andere in hierdie teks van Petrus. Ons sing hier in vers 6, die Here se raad, sy besluit, sy plan, word nooit gekeer, sal bestaan in ewigheid, en sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf en lot, wie so hoog geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God hul God.
ons wat die Here prys en hom roep, met hom wandel, antwoord hy ons en stuur ons dan om die res van die week hom te ken en lief te hê. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.